Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Lukas 22 vanaf vers 39. Kom ons lees saam. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle: Bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê: Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het hom aan hom verskyn en het hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle: Wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Jesus het gewoontes gehad, dinge wat hy by herhaling gedoen het. En om Jesus te volg is om hom na al die plekke van sy lewe te volg. Hier is hy op pad na die skaries van Getsemane, na die kruis. Lent nooi ons uit om na die moeilike plekke van ons lewe te gaan. En hierdie een van die moeilikste plekke van Jesus se lewe. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met 'n groter inspanning gebid. En sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Hierdie moes swaar gewees het. Was jy al op 'n plek waar jy in 'n sware stryd was? Plek waar jy voel hierdie beker moet net verbygaan. Plek waar jy moontlik bloedsweet gehad het. Miskien is dit heiliglik wat aangaan. En ons uitnodiging is om Jesus te volg ook in hierdie skaries van ons lewe. Wat het Jesus gedoen? Wel, as ons na hierdie skrifgedeelte kyk van vandag, 4 groot goed wat hier uitkom. 1, volgens gewoonte. Een ding wat sterk in Jesus se lewe was gewoontes. Goed wat hy by herhaling gedoen het. Dikwels sien ons in die skrif dat hy onttrek het en met gewoonte een kant gegaan het. In ons lewe vandag word ons uitgenooi en uitgedaag om praktyke te doen wat ons help om in die gewoonte te kom, om op sekere maniere, dalk sekere tye, sekere rituele te gebruik, om soos Jesus die lewe te benader. En dalk die vraag, hoe lyk jou gewoontes? Geloofsgewoontes wat jy daagliks of weekliks doen by herhaling, om jou te help om hierdie pad wat Jesus gestap het, as voorbeeld vir ons, maar ook van ons, hoe ons hierdie pad saam kan stap. Dink aan die goed wat jy elke dag doen. Dink net aan die lewe in geheel, die algemene gewoontes wat jy het. Kinders skool toe vat, sekere pad werk toe ry, 5 uur in die oggend gaan oefen. Party het meer gewoontes, daagliks gewoontes as ander. Maar tog het elkeen van ons sekere goed wat ons elke dag doen. Jy kan dit al toe doen, reg? Want jy's in gewoonte. So vir my, ek's 'n dwaler, in die sin, my aandag is nie altyd waar ek moet wees nie. So ek kan baie keer iewers heen ry, ek wil na 'n winkelsentrum toe ry, en as ek weer myself kry, dan as ek op pad huis toe of op pad kantoor toe. En dan draai ek af en sê, nee, maar dis nie die pad wat ek op moet wees nie, ek moet winkel toe gaan, maar uit gewoonte, wanneer ek dwaal, dan ry ek amper self sin toe. My liggaam, my lewe beweeg self sin toe, want ek is in gewoonte. En net so is dit ook in ons geestelike lewe, dat ons daai gewoontes nodig het, om ons te help, sodat ons hierdie pad kan loop. So hoekom doen ons dit?
Want dit het gevorm. En elke dag vorm dit dieper. Hoe sal dit lyk as ons gewoontes ingestel word sodat ons dit doelbewus kan doen en toelaat dat dit ons vorm? Dat dit nie net terloops is nie. Ons beplan ons vorming deur dit by die herhaling te doen. Ons trek. Maar dan sal ook, daar was 'n plek. En toe hy by die plek kom, dink aan die woorde van Jesus. Net voordat hy die Onse Vader bid, gee hy vir ons 'n indikasie van wat 'n plek beteken. Sy gaan na 'n eenkant plek. Hy vertaling sê binnekamer, kry vir jou 'n plek. As jy dink aan jou gebedslewe, of iemand het eendag gesê, ek het nie gebedslewe nodig nie, want ek het 'n lewe van gebed. Wel, jy kan nie 'n lewe van gebed hê as jy nie 'n gebedslewe het nie. Waar is jou plek, jou spasie? Ons leer nie net by Jesus en wat hy sê nie, ons leer ook by hom wat hy doen. Wat het hy gedoen? Hy het vir hom 'n plek gekry. Gereeld 'n plek gesoek in sy besige lewe. Waar is jou plek? Waarheen onttrek jy? Wanneer net jy in die Here is. Hy het ook gewoonte gehad om te bid. Dink gereeld daaraan dat Jesus wat alles geweet het, in hom en deur hom en tot hom is alles gemaak en bestaan alles. Die een wat van die begin af by alles was. Hoekom bid hy? Maar tog wys Jesus wat ook ten volle mens was die belangrikheid van gebed. In gebed deel ons lewe opnuut met die Here en hy syne met ons. Spreekwoordelik. Ons begin weer oor of weer nuut elke keer wanneer ons in gesprek met hom is. En dis presies wat met Jesus gebeur in Getsemane. Nie my wil nie, maar u wil. En vandag dalk die uitnodiging om net by dit stil te staan. Wat is die gewoontes in my lewe? Waar is die plek? Waar is my gebeure? En miskien kan ek dit in hierdie lentyd net weer opnuut rig in die genade dat die Here my lei na my eie oorwinnings toe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, soos ons vandag saam is, bid ons vir u genade om diep bewus te wees van dit wat u in ons lewens wil doen. In Jesus naam. Amen.